hartseer vir al die skades daar in Gauteng. Sien ek, die skade is groot, lyk my daar by Tawazimbi is die skade groot. Los Angeles is amper heeltemal onder water, so ons dink maar aan die mense daar ook. Maar hier bly ons dankbaar, en ons bly vertrou, dat die Here sal seën. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit net die oë, en ons soek ons die teenwoordigheid van die Here. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie dat ons vanaand kan stil raak voor U. Ons sien wat reg rondom ons gebeur in die wêreld en ons beleef van die aanslag persoonlik self, liewe Heer. En vanaand vra ons U dat U in ons midde sal kom en dat U ons net weer deur die woord sal lei. Dat die Heilige Gees betrokke sal wees en dat ons sal kan hoor en ag gee op wat U woord sê. Maar sodat ons ook U troon sal nader en ook U eerlikheid en U teenwoordigheid sal soek. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Het U al probeer om iets op U eie te doen? Hoe gereeld probeer ons op ons eie kragte en ons eie insig staat maak? Ek weet, met die kindertjies werk het gewoonlik so. Soos hulle ontwikkel en groter raak hulle opgewonde en hulle probeer meer en meer dinge self aanpak. Ek weet, klein Marloetjie sê die hele tyd, ek sal self. Van die goed kry hy mooi reg, sommer met die intreeslag. Ander goed, soos om 'n lang broek aan te trek, is bietjie moeiliker. Want hy begin altyd van 'n sittende posisie af, né? En dan probeer hy ingly en dis 'n gevooroor gerollery en 'n kant toe gevallery. En ek dink dis baie keer hoe ons lewens is. 'n Lewe van ek sal self. As jy die Bybels hier het, nooi ek jy om vanaand te blaai na Lukas 10 toe en ek gaan daar lees vanaf vers 25. Dit is die verhaal van die barmhartige Samaritaan. En vanaand wil ek eintlik praat oor broeder en suster liefde. Maar mens kan nie die verhaal van die barmhartige Samaritaan lees sonder om die konteks of dit wat vooraf gebeur te oorpyns nie. En daarom sê vers 25, en daar het 'n sekere wetgeleerde. Nou wie is 'n wetgeleerde? Dis die slim manne van die Bybel, né? Dis die dominees en al die manne daarbo. Dis al die dominees en die pastore en die priesters. Mense wat glo hulle ken die woord van God. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het. Dis vir Jesus. Deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Waar lê die klem daar vir hom? Op homself. Wat moet ek doen? En dan is daar 'n interessante woordjie wat sê, beerwe. Wanneer erf mens iets? Martin is dadelik by die negatief, as iemand doodgaan, maar dit is so, jy kan seker iets erf, voordat iemand doodgaan, as hulle het lewendig vir jou, terwyl hulle lewendig is, dit aan jou bemaak, maar mens erf gewoonlik iets van iemand, miskien moes ek dit gevra het, mens erf gewoonlik iets van iemand wat jou ken. Ek het altyd gehoop, Harry Oppenheimer gaan vir my ietsie nalaat, verstaan, maar dit het toe nou nie so uitgewerk nie, want hy het my nie geken nie. So hierdie skrifgeleerder, wetgeleerder, is eintlik voorbarig. Want in Grieks, daardie woordjie vir beerwe, verwys na sy reg. Sy reg wat hy het. En Jesus sien 'n probleem en hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? So wat Jesus eintlik vir hom sê, wat lees jy daar in die eerste 5 boeke van die Bybel? Hoe verstaan jy dit? Dis tog jou veld van studie. Jy is 'n skrifgeleerde. Jy wat glo jy die reg tot die ewige lewe, dat jy dit in jou eie krag kan bekom,
En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste, soos jouself. En dis dan waar die broeder en suster liefde inkom. So hierdie man vra vir Jesus, hoe is ek verseker van die ewigheid? Hoe bekom ek dit? En Jesus sê vir hom, nee man, sê jy vir my. En hy haal skrif aan, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag, met jou hele verstand, jou hele wese, en jou naaste soos jouself. En nou wil ek vir julle sê, as jy nie die Here jou God lief het, met jou hele hart, met jou hele siel, en al jou krag nie, kan jy nie jou naaste lief hê nie. En as jy nie jou naaste lief het soos jouself nie, het jy nie die Here jou God lief met alles wat jy het nie. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou hom self regverdig en hy sê vir Jesus, en wie is my naaste? En hierdie is die groot vraag. So wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem en Jerigo en onder rowers verval en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. So hier het ons 'n sekere man en ek wil net vir julle sê, hierdie is nie 'n gelykenis nie. Hierdie is 'n ware verhaal. En die skrifgeleerde wat Jesus uitdaag en van vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Hy was betrokke in hierdie verhaal. En wat Jesus eintlik doen is, hy lig vir hom uit wie hy is en wat sy tekortkominge is. En hy sê, daar was 'n sekere man, hierdie man het nie eens 'n naam nie. Dis nie 'n man van aansien nie, niemand weet wie hy is nie. Dis nie 'n bekende man nie, maar hy was in Jerusalem. Heel waarskynlik tydens een van die 3 groot feeste. Hy het gegaan na die tempel, hy het sy offer gaan doen, sy sondes gaan bely, en hy is op pad huis toe. En op pad huis toe oorval rowers hom, slaan hom, besteel hom en los hom vir die dood. En bygeval het 'n priester met hierdie pad afgekom. Is 'n priester 'n man met die woord? Ja. So die priester was ook in Jerusalem. Hy het nou net dieselfde as hierdie arme man wat vir dood gelaat is, deur dieselfde proses gegaan, sy offer gedoen, sy sondes bely, alles. En hy sien daardie man en hy besluit, weet jy wat? Dis nie nou vir homself, dis nie nou dit werd, dat hy hierdie man gaan help, en dan die 600 wette van die Jode oortree, onrein verklaar word, en sy ewigheid mis nie. En hy stap die ander kant van die pad verby. Hierdie priester, wanneer dit kom by die saligheid, het sy vertroue in wie gesit? Homself, in sy werke. En so het ook 'n Lewiet, nog 'n skrifgeleerde, by die plek gekom en hom gesien aan die ander kant verbygegaan. Selfde. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, hy was nie by die tempel nie. Hy het nie sy lammetjie gevat en gaan offer en voorspraak gemaak nie. En wie was die Samaritane? Samaritane was deel van die noordelike koninkryk. Na Saul se seun, ek dink dit was Rehoboam, bietjie van die pad afgewyk het. En Israel vervalle geraak het. Was die Samaritane eintlik, as ek dit nou maar so kan sê, 'n crossbreed gewees tussen die heidene en die Jode. Hulle was bietjie wêrelds gewees. Vervalle. Moreel en eties vervalle. So hierdie ou was net op reis. Het op hom afgekom en toe hom sien, luister, het hy innig jammer gevoel. En na hom gegaan. Oor wie was hy bekommerd? Oor sy eie saligheid of die ander ou se saligheid? Oor die ander ou.
en sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Was olie en wyn 'n goedkoop kommoditeite van die tyd gewees? Nee. So hy vat dit wat hy het, die beste wat hy het. Hy is nou nie, hy gaan sit nie eers met die rekenkundige boeke Excel oop daar en hy doen eers 'n berekening, wat gaan hierdie hom kos nie. Hy vat die beste wat hy het en hy gee dit op daardie man se wonde uit. En hy versorg hom. Enige tyd kon iemand hom oorval het daar langs die pad, nog 'n rower. Hy het hom toe op sy pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy sy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom. En enige onkostes wat jy meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Hierdie ou los 2 dae se dagloon agter by die ou van die herberg en hy sê, versorg net hierdie ou. Maar wat my bygeval het is, hierdie Samaritaan het immig jammer gevoel vir daardie ou. Nou die vraag is, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus gee nie goeie speeches en filosofie daar nie. Hy vertel hom 'n verhaal van die hart. So hoe belangrik is broeder en susterliefde? Here, wat moet ek doen om gered te word? Nee. Hou fokus op wat jy kan doen. Weet dit, jy is reeds gered. Fokus op die wat half dood langs die pad lê, wat geen hoop het nie. Fokus op hulle. En wanneer jy dink, dat wanneer jy gaan afdaal tot op daardie mense se vlak, en jy die moontlikheid het om jou ewigheid te verloor, lê jou fokus op die verkeerde plek. Is jou fokus nie op Jesus nie. Die Here roep ons om die wat dood en mishandel langs die pad lê sonder hoop te versorg. Laat my dink aan Matteus 9 vers 36. Toe Jesus die skare sien, het hy immig jammer vir hulle gevoel, want hulle was sonder herder, so skape. En daardie innige jammer gevoel vir Jesus het hom tot waar gevat, tot by die kruis, sodat hy sy lewe sou gee. En toe Jesus aan daardie kruis gehang het, was hy nie seker oor wat die uitkoms vir hom sou wees nie. Maar dit het hom nie geplan nie. Want hy was bereid om sy ewigheid neer te lê vir mense wat nie eens by sy kruis wou staan nie. So vanaand, dink ek, sal 'n goeie ding wees om te bid, te vra, Here, eerstens help my, sodat ek nie besorg is oor my ewigheid nie, maar dat ek genoeg vertroue in U het, om te weet, my ewigheid is verseker. Help my, om diegene te sien, wat platgeslaan langs die pad lê. Gee my daardie Christus liefde in my hart. Al is dit 'n Samaritaan, al is dit iemand wat ek dink, dit nie die moeite werd is nie. Enige ander gebedsversoeke vanaand. Dan Irina Brits. Kom. Enige gebedsversoeke. Hendrik en sy familie.
Ons families, ons kinders. Laasweek het ons gebid vir ons kinders. Gaan dit met Eugene se broer? Kom ons bid nog steeds vir Eugene se broer. So weet nie wat die... Ekskuus, wat sy naam is? Ivan, ja. Okay, dan sê ons dankie. Ons kan dankie sê vir die reën. Ons kan vir die gemeente bid. Ons kan vir die gemeenskap bid. Ek het gesien daar's 'n boergesinnetjie wat oorval is vandag daar in Messina met plaasaanvalle. Ons kan aan hulle geliefdes dink. Agtergebly het, ons kan vir die boere bid in die land. Ons kan vir die politieke onstabiliteit bid in die land. Kyk. Boebie, skies, stilversoek. Hoeveel stilversoeke is daar? Okay. Ja, Corrie, my kom bid. Goeienaand almal van julle. Kan ek vra die van julle wat kan? Kom ons kniel voor die Here. Okay? Ja, daar gaan nie gebed vir ons lei. Okay. Iemand maar praat met my baie. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het in hierdie aandure vir die wat ons kan op ons knie voor U te kan staan en ons eie behoeftes te kan besef. Maar Hemelse Vader, ons vra dat die Heilige Gees met ons harte sal praat. Dat ons eerstens vir Koning Jesus sal sien vir wie hy is, ons Skepper en ons God. En ons ervaar die liefde wat hy vir ons het. En mag ons gebed vanaand wees, elkeen van ons, dat ons hierdie liefde wat ons verniet van Koning Jesus ontvang, dit kan uitdeel aan die mense rondom ons en maak ons so oop dat ons die behoeftes kan raak sien en daardie stukkende mense na Jesus toe kan lei. Op die manier, Here, met die gawes en die talente wat U vir ons gegee het. Maak dit 'n werklikheid vir ons asseblief. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.